Comissão de Edição. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you I freely live my life with you, oh God, I give. So I stand before you, God, I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees, to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I stand before you, God, I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, I am yours. All that I am, I place into your loving hands, that I am yours, I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, I am yours. All that I am, I place into your loving hands, that I am yours, I am yours. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, I am yours. All that I am, I place into your loving hands, that I am yours, I am yours. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, I am yours. All that I am, I place into your loving hands, that I am yours, I am yours.
teksvers vir julle lees van die afgelope 2 weke. Luister ek hierdie lied in die kar en ek het so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan myself en ek het met party mense dit gedeel en dan sê die mense vir my, is jy nie bekommerd nie, is jy nie bang nie. En dan het ek net die rustigheid in my en ek het net die hele tyd geweet, alles gaan oukei wees. En almal vra vir 'n mens, hoe kry jy dit reg om so rustig te wees? En ek wil vir julle lees van Psalm 91 vers 2 sê, ek sal tot die Here sê, U is my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. En miskien as jy vanoggend hier en jy het iets in jou lewe waaroor jy bekommerd is. Jy staan hier en jy het bekommernis en jy sien die kans vir die dag van môre en dalk iets waarvoor jy wag om 'n antwoord te kry. Maar ek wil vir jou sê, skuil net by die Allerhoogste. En dan sal jy vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat jy vir niemand kan verduidelik nie, want jy weet, God is in beheer. Amen. En ons gaan hierdie nuwe lied vir julle leer. En ek dink julle gaan baie van hom hou. So as jy nie die woorde ken nie, die woorde gaan nie opwees. Die koortjie is so mooi en dit is so maklik. Hy sê, U is my God, ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. Amen. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Amen. Sing dit saam met ons. Die wat wag op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, U is my God, ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. donker tyd, geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n wonderlike vir my. Bly ek getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God en ek vertrou. U is my God, ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo,
God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Aan die een, aan die lam, aan die koning wat regeer. Kan ons vanoggend dit nie ligtelik opneem, dat jy vandag hier is met 'n doel en met 'n rede nie. Ek beloof vir jou, God die Vader het jou uitgekies. Maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe verdwaald jy is nie, maak nie saak hoe hard jou hart is nie. We praise the living God, the most high of all. Die God wat die hele aarde geskep het, met 'n woord. Voel julle die krag wat in ons God is? Voel julle die autoriteit wat deur julle are vloei? En daai bloed wat jy in jou are het God die Vader gemaak, elke molekule perfek geskape. So vir die wat vandag sê, ek is minderwaardig, ek is vol dinge van die wêreld, ek is nie goed genoeg nie, ek sê vir jou nou, ek weet my God, ons God, as hy vir een persoon moes sterf, sal hy vir jou gesterf het wat so voel. En as dit vir een persoon genoeg is, ek weet hy sal dit oor en oor doen. So alle eer aan hom, hierdie liedjies wat ons sing, die tyd wat ons hier opoffer is vir Jesus Christus. Amen. Aan die Heer, aan die Lam, aan die koning wat regeer, aan die Seun, die gezalfde, aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing kom net van ons God. En aan ons hoop, aan ons redder, vir die offer aan die kruis, nuit ons harte door die hemele, sal ons saam die glorie prys, die hoogste ere, lof
There's nothing worthwhile that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of loves, and my heart becomes free, and my shame is undone by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of loves, when my heart becomes free, and my shame is undone by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence.
Your presence, Holy Spirit, oh welcome. Come flood this place and fill the atmosphere.
Yes. in die alleenwyse. Wat is jou doel? Wat is jou doel? Ek weet, omdat ek die ek is. Waarom jy ek het dat die prijs betaal vir ons sense. Dat ek die bloed af aan die kruis was gedaal. Sodat jy kruis. En ek bly jy uit die promise jy nie kom dan na my toe. My woord vermoed en belast is en as jy wysheid soek. Ongeacht vermoere, bekend en wat jy is. Op wat jou behoefte, met wat jou toekomst is. Ek wat die ek is, handel vermoere, van sintek tot sintek. Ek doe jou vermoere, maak jou gees oop. Maak jou gees oop en laat my toe, om in en deur jou te beweeg. Dat ek jou sal skoonmaak en rein maak vermoere, soos wat ek dit beteken en bedoel het. Kom vermoere, jy is afgesonder vermoere. Kom vermoere met jou hele las. Kom vermoere net soos wat jy is. Dit maak nie saak vermoere wat en wie jy is vermoere. En die las van my toe, en maak jou diere van jou hart oop, en ek die werk kan doen, want ek is die enkelspeer. Jesus. Ek glo die Here is vanmôre hier en hy praat ernstig. 2 profetiese woorde, 2 verskillende gesandte van God wat vanmôre praat. In die eerste woord het die Here gesê ek sal my woord bevestig vanmôre. En so het hy dit ook al reeds gedoen. Beide die profetiese woorde wat uitgegaan het die woorde gesê maak oop jou hart. Maak oop jou hart. Weet jy wanneer 'n dokter, wanneer 'n spesialist moet opereer op 'n hart, dan sny hy nie net 'n stukkie van die vel, want hy's bang hy maak seer nie. Hy sny tot waar dit nodig is. En weet jy, so baie keer wil ek en jy kom ons in die huis van die Here en ons wil nie laat sny nie. Die Here is vanmôre hier en moenie dit ligtelik opvat as die Gees gesê het, maak oop jou hart vanmôre. Daar waar jy nou is, wil jy nie sê, Here help my dat ek deur die Heilige Gees vanmôre kom en opereer, kom werk in my. Ek maak myself oop. Dis jou keuse vanmôre. Dis in jou hand. Thank you Jesus. Here, ons kom vanmôre en ons sê vir U dankie vir die beweging van die Heilige Gees. Dankie dat U so tasbaar is. Dankie dat U 'n werklikheid is en dat U is vanmôre. En dat ons vanmôre besig is met 'n lewendige. We are busy with the living God. Here, ons is nie vanmôre hier om kerk te speel. Ons is nie hier om 'n register af te tik nie. Ons is vanmôre hier in die teenwoordigheid van 'n lewendige God van hemel en aarde. Soos vroeër gesê is, wat hierdie wêreld geskape het. Net met die spreek van 'n woord tog woon U binne in ons hart. Maar Here, ons het vanmôre nodig om oop te maak om U in te laat. Ons het vanmôre nodig om ons harte oop te maak, vrugbare grond te skep en daarom bid ek o Heilige Gees, net U kan dit doen vanmôre. Ek kom teen elke mag van die vyand, elke mag van duisternis, elke gesand, elke een gestuur van die koninkryk van duisternis. I rebuke your work now in the name of Jesus. And the Spirit of the living God is here and overflows and flood this place. And you fill this atmosphere that no power of any work of darkness will work and prevail in the name of Jesus. You are not welcome. You will leave this building. You will leave every person, their mind, their thoughts, so that we can open up to the Spirit of God that is flooding this place this morning. That is moving from person to person, soul to soul, repairing, restoring in the name of Jesus. Here,
Ek bid dat die Gees tasbaar sal wees in hierdie vertrek, in hierdie gebou, want dit is heilige grond, omdat ons as kinders van God hier is met die Gees in ons. Here, seën hierdie woord, seën die res van hierdie diens. Ek glo, Here, U het vanmôre groot planne, groot afsprake vir menigte mense. Mag dit so wees in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, jy kan nie sitplekke neem. Baie dankie aanbiddingspan. Baie dankie klank en tegnisie. Mense, ons moet een ding besef, en ek gaan dit net nou ook sê. Die voorsang is nie net mooi musiek en mooi sang nie. Natuurlik het ons die beste in Suid-Afrika. Ons dankie Here vir dit. Maar in elke lied is daar 'n boodskap. In elke lied en elke sang. Die vraag is, het jy dit gemis vanmôre? Het jy vanmôre gemis toe 'n boodskap uitgegaan het? 'n Woord van bemoediging. Jy weet, 'n rukkie gelede het iemand vir my gesê dat hulle het al in 'n diens gesit en met die sing van 'n liedjie het hulle tot bekering gekom. 'n Siel is gered met die sing van 'n lied. Groot evangelisasie boodskap wat uitgaan. En die Here vra, het jy dit gemis vanmôre? Het jy net saam gesing of was jy in hemelse plekke saam met my? Prys die Here. Baie dankie ons bedieningsspan. Mag die Here julle ryklik seën. Jy weet, in die afgelope 10 jaar, nee, voor ek begin, ek het gesê ek gaan dit nie doen nie, maar Michael, baie geluk met jou verjaarsdag. Hy het gesê as ek sy naam gaan noem, gaan hy wys, hy's nie hier nie. Michael, baie geluk met jou verjaarsdag. Sorry, ek moet vir jou geluk sê vir almal, maar mag die Here jou ryklik seën en mag die Here jou bewaar en beskerm vir die jaar wat voorlê. Groot getuienis vir ons, groot inspirasie en bemoediging. Sy getuienis word wyd gedeel hoe die Here iemand verlos het van 40 jaar in 'n verslawing van alkohol. Een diens in hierdie kerk in sy teenwoordigheid verander die Here sy lewe. En dit is 7-8 jaar later. Prys die Here, dien ons nie 'n groot God nie. Ons gaan nooit ophou bid nie, ons gaan nooit ophou vertel en getuig nie, halleluja. Nou in die afgelope 10 jaar, wat ons in die bediening is, en hierdie is ons 10de jaar, en ons gaan bietjie later gaan ons 10 jaar vieringe hou, maar dit gebeur net wanneer die Here dit toelaat. Ek het vir my gesê, hierdie jaar gaan ek my nie onder enige druk sit van enige program nie. Soos die Gees my lei, sal die dinge gebeur. Maar hierdie jaar is ons 10de jaar, en weet jy, in 10 jaar het ons nog nooit 'n tema gehad vir 'n jaar nie. Ons het nog elke keer net 'n vars, nuwe boodskap, en al die boodskappe is natuurlik. Maar hierdie jaar het ons 'n tema, ons het 'n rigting, ons het 'n plan wat ons ingaan, en die tema vir hierdie jaar is dieper met God. En nou wil jy dalk die vraag vra, maar in die verlede het ons elke keer 'n spesifieke en verskillende temas, het ons net een tema hierdie jaar. Nee, ons het nie een tema, ons spreek nie elke preek en elke boodskap wat ek bring, is nie dieper met God, dieper met God, dieper met God, nee, ek het verskillende boodskappe en verskillende temas, maar binne in elke boodskap, iewers, lê die rigting waarin God ons wil stuur om dieper met hom te gaan. Elke bid hier, elke diens, stuur ons af op die tema, en weet jy wat, ja, elke boodskap is nog uniek, elke boodskap word nog steeds gelei deur die Heilige Gees, elke boodskap gaan ek nog steeds en hoor by die Here individueel, maar onderliggend is daar 'n dieper tema, 'n dieper woord wat elke keer uitgaan, en ek glo dit is waarheen die Here op pad is met ons hierdie jaar. Daar is 'n ou bekende koortjie wat sê, get on the gospel ship, it's gonna sail away. Ons nooi jou uit, as jy saam met ons dieper wil beweeg, get on the gospel ship. Jy wil nie agterraak nie, maar in die proses, weet jy wat, ek gaan kyk bietjie en ek skryf van die boodskappe neer, en elke boodskap was daar iets onderliggend, toe ek gepraat het oor die God van Moses, en die God van Daniel, dit is ook my God, en hy doen al daai dinge, sodat daar vir my en jou 'n getuienis mag wees. In dit het ons dieper gegaan, en selfs in die boodskap wat ek gesê het, om God te geniet. Onthou jy toe ek die boodskap gebring het, toe ek gevra het, wat is lekker om die Here te dien? Ons sê dit is lekker om die Here te dien. Weet jy wat God wil hê, dit moet vir jou lekker wees, jy moet God kan geniet. Selfs in die boodskap toe ek gepraat het van jou tempel is die Gees. En alhoewel Salomo begeer het
dat die gees van God in sy tempel, is dit my en jou voordeel, dat hy elke dag en elke keer wanneer ons oor hierdie dinge gepraat het, selfs laas week toe ons gepraat het oor die God wat restoreer, hy is die God wat daarin spesialiseer om die kleipot, die wat stikkend is, die wat seer is, te hervorm en restoreer. Met ander woorde, wanneer die vyand in die wêreld kom en dit het die effek op jou, dien ons die God wat restoreer. Maar weet jy wat, ons kom hier aan die einde van die eerste kwartaal en dit is asof die Here my stil gemaak het hierdie naweek. Toe sê hy vir my, wow, hold your horses. Voor ons verder gaan, voor ons verder en dieper gaan in sy woord, kom die Here vandag en hy sê, ons moet een vraag beantwoord voor ons 'n volgende diens hou. Voordat ons nog 'n diens hou, moet ons net eers bietjie stil word en die vraag vra. En hierdie vraag kom uit die gedeelte van Matteus 13, vanaf vers 1 tot 9. Ek wil hê jy moet saam met my hierdie verhaal lees. Matteus 13 sê, en op daardie dag het Jesus uitgegaan en by die see gaan sit, en groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skei geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan, en hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek, en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n gedeelte langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. Ander gedeelte het op 'n rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. 'n ander deel in 'n goeie grond geval, en die vrug opgelewer 100, en 'n ander 60, en 'n ander 30voudig. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Nee, kom ek lees net reg. Wie ore het? 2. You must use both. Wie ore het, laat hom hoor. Tot sover. En nou kan ons die vraag dan vra, wat is die vraag van vanmôre se boodskap? En die vraag is, dieper met God, wat ons tema is, of sy woord dieper in ons? Dis die tema van my boodskap vanmôre. Gaan ons dieper met God, of gaan ons toelaat dat sy woord dieper in ons gaan? En vanmôre was daar 2 profetiese bevestiging, wat die Here 2 keer uitdruklik gesê het, maak oop. En dan hoor ons hierdie profetiese woord, en ons sê, okay, nie is reg, ek sal oopmaak, maar vanmôre gaan ek stil staan, en dit is asof die Here vir my gesê het, jy preek nie verder, jy bring nie 'n nuwe boodskap, ons gaan nie verder, voordat ons net vir 'n oomblik stil sit, en besef wat dit beteken om te sê, ek wil oopmaak. Want dit word gesê, en partykeer word dinge gesê as 'n figure of speech, dit word 'n slagspreuk, ons sê, kom ons maak oop vir die Heilige Gees, en ons besef nie wat ons regtig sê nie, en vanmôre gaan ons stil staan en die vraag vra, gaan ons dieper met God, of gaan ons toelaat, dat God se woord dieper in ons gaan? Want is verskillende dinge. Lees net weer daar vers 5 van Matteus 13, wat ons nou gelees het. Ek wil net weer teruggaan so into vers 5. Hy sê, en 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar nie diepte van grond was nie. Met ander woorde, die woord wat uitgegaan het ingang gevind. Jy sien, die probleem is nie dat die woord sal ingang vind in hierdie gedeelte nie, die woord het ingang gevind. Dit is wat gebeur op 'n Sondag. Die woord gaan in, die woord word verstaan. Jy gaan uit, jy klim in die kar en jy sê vir jou vrou, nee, dit was 'n goeie diens en goeie profesie en die Gees het beweeg en die boodskap het ek verstaan en die woord gaan in. En daar kom gou vrug voort. Maar net tot die volgende dag. Dit staan so in die Bybel. Hy sê dit daar, waar lees jy dit? Die volgende versie. Hy sê, en toe die son opkom. Wanneer kom die son op? Môreoggend. Hierdie preek hou jou tot vanaand. Jy's liefie-dabbie met vrou by die huis en die kinders, want vandag was 'n goeie dag by die diens gewees en die vrug kom op.
En die kinders sit aan die tafel. Ons het 'n nuwe pappa gekry. En dit hou tot vanaand. En môreoggend as hy son opkom. Want jy sien die grond is nie diep genoeg nie. Die grond is nie diep genoeg nie. En my woord is, hoe diep gaan sy woord? Hoe diep laat jy sy woord toe om in jou te gaan? Want jy sien, dit is jy wat moet oopmaak vanmôre. Dit is jy wat moet oopmaak in 'n diens. Dit is jy wat moet oopmaak as God met jou praat. Dit is jy wat moet oopmaak as jy die Bybel oopmaak en die woord van die Here spreek tot jou. Een van die maklikste dinge om te doen is om 'n Bybel te lees. Want as jy ietsie lees wat bietjie diep sny, dan kyk jy net rond en dan, nee, is nie vir my nie, kos kyk wat staan hierso. Want jy sien, as hy diep sny, is dit seer. As hy diep sny, dan besef ek en jy nie regtig wat die effek is nie. En wil jy hardloop nie uit die kerk uit, want ek sny diep nie, daar is 'n emergency. Maar jy moet nie uithardloop vanmôre nie. En jy moet nie die Bybel bladsy omdraai as ons te diep sny nie, want jy sien, wanneer daar diep gesny word, is dit soms seer, dis nie lekker nie, ons wil dit nie hoor nie. En ek praat nie net vandag oor dienste en boodskappe nie, ek praat van as God se woord tot jou spreek, hoe diep maak jy oop? Ek het dit in die begin gesê, as 'n hartspesialis, chirurg sny om by jou hart uit te kom, sny hy nie net die eerste velletjie, want hy wil jou nie seer maak nie. Hy moet sny tot by die hart. Sodat hy daar kan werk, en weet jy, God wil in jou hart insny, hy wil jou 'n nuwe hart gee, en ek en jy beskerm onsself so gereeld. En my vraag, my boodskap is, hoe diep laat ons God se woord toe in ons hart? Ek verwys nie net na 'n boodskap, na 'n preek nie, ek verwys na die hele diens, wat ek net nog gesê het, wanneer die worshipspan sing, maak jy jou hart oop, wanneer God met jou praat. Soms is dit nie eers deur die spesifieke woord nie, is net wanneer jy afsluit in die Heilige Gees, en wie het al gestaan en wat die Here vir jou 'n boodskap gegee het in aanbidding? Wie het dit al ervaar? Come on. Wat doen jy met daai woord? Wie was al in diens gewees wat daar 'n profetiese woord vir jou uitgegaan het, wat jy weet dit is joune? Ek vra jou, wat het jy gedoen met daai woord? Hoe diep het jy hom gebere? Of het is soos Woensdag aand wat ons by die bid hier gesê het, ag nee man, ons bid vir so 1 of 2 of 3 keer en 4 keer, en dan kom die Here sê, dan sê hy dag en nag vir dieselfde ding. Wat doen ons met hierdie beloftes, die woord, die profeseë? Wie kan laasweek se boodskap nee, moet nie julle hand opsteek nie, net nou is daar 2. Maar wie van julle het laasweek se boodskap onthou? Miskien kan jy iets onthou van die boodskap. Nou wil ek jou die vraag vra, maar wie het laasweek se profesie onthou? Hier was profetiese woorde wat uitgegaan het. Jy sien, ons berg gedeeltes in ons hart. Maar dit gaan lê nie diep genoeg nie. En wanneer ons by Dinsdag en Woensdag kom en Donderdag, wanneer die son opgekom het, dan kom hy en hy verdor daai woord. Maar Sondag was daar vir jou 'n parel gewees in hierdie kerk, in hierdie diens, het daar vir jou 'n profetiese belofte uitgegaan, om vir jou te sê, soos wat daar vanmôre gesê is, hou vas aan my, kyk na my, ek sal jou deurdra, en as dit nie diep genoeg lê nie, kom die son en verbrysel dit, en jy weet nie meer, Here, waar kom my hulp vandaan? Want hy wil kom en hy wil sy woord, hy wil sy beloftes, hy wil dit by jou steel, en daarom die woord gaan in. Dit skiet vrug, maar net tot die son opkom. Soos ek altyd in Afrikaans sê, daar waar die taai teer tref. Maandag, Dinsdag, by die werk, Woensdag, onder die kar, wanneer jy die stater van 'n Fiat moet vervang. Woe! Kyk, ek weet nie hoe dit moet wees om 'n Fiat se stater vang nie, ek het maar net die grappie gehoor. Julle weet van die ou wat so in die straat, lê die ou onder die kar, en hy werk aan die kar, en hy vloek vreeslik. En terwyl hy nog so vloek, kom die dome in die straat af, en hy loop so, hy kyk so bo deur die bonnet waar daar onder lê. Hy sê, my broer, sou Moses so gepraat het?
Die ou skuif so onder die kar uit, hy sê, pastoor, met alle respek, Moses het nog nie 'n Fiat se starter ingesit nie. Daai is die evangelie nie, is net 'n grapie hoor. Moet nou nie elke keer as jy kwaad word, sê jy het Moses al probeer. Om mekaar, nee, daai was heeltemal onbybels. Maar, ek en jy het nodig, ons lewe moet verander. Ons is konstant besig wat die woord van die Here aan my en jou sny en van my en jou beter mens maak. Wat is die doel? Ek en jy is op die pad, maar ons is nie bereid dat ons moet verander nie. Michael, ek wil die vraag vra, as jy nooit jou lewe verander het nie, as jy nooit van jou gewoontes, sou jy vandag nog dieselfde mens gewees het. 10-1 nie, 10-1 sou jy nie eens meer in die huwelik gewees en miskien, ek bedoel, dit was 'n lewensverandering, is ek reg, Michael? Dit was 'n lewensverandering, wat jou 'n nuwe lewe gegee het, toegelaat om dinge nie meer te doen nie, wat ek gewoond is om te doen, en toe te laat dat die woord van die Here aan my kom sny. En dinge kom doen, maar jy sien, die vraag vanmôre is, hoe diep laat ek en jy toe, laat die woord ingaan? Ons wil dieper gaan met die Here, en die Here stop ons vandag, en hy sê, maar ek wil eers dieper gaan met jou. Ek wil eers dieper gaan in jou hart. Dit is nie net, Gloria, Hallelujah, let the fire come down nie. Dis nie net altyd koordans nie, dis nie net altyd lekker, en het is lekker, nee, soms wil die Here sê, ek wil hê, jy moet verstaan, dat ek wil dieper gaan in jou, ek wil my woord en my saad diep plant in jou, want hy sê hier in sy woord, omdat die grond nie diep genoeg was nie, hy het dadelik vrug opgegee, maar môreoggend toe die son opkom, jy sien, die probleem is nie net, dat die woord moet ingaan nie, dit is hoe lank daai woord, jy sien die duiwel worry nie dat jy kerk toe kom nie, jy moet net nie iets hier ontvang nie. Die duiwel worry nie dat jy sondagoggend aantrek nie. En dat jy môre in die sondagoggend in die huis van die Here gaan sê, jy moet net nie iets uit die huis van die Here uitvat nie, jy moet net nie iets uit die boodskap kry nie. Jou lewe moet asseblief tog net nie verander nie, want jy sien dan raak dit 'n probleem vir hom. Daarom kom en hy probeer die woord steel, hy probeer die salwing steel, hy probeer wag net totdat jy die salwing gekry het en dan wil hy jou beroof van dit wat jy ontvang het. Hoeveel keer, kan ek 'n vraag vra? Wie van julle het al, en ek praat van dienste wat die Here jou ontmoet het, dink maar aan die Pinkstertye en dink maar onlangs, ek bedoel laas Sondag, die krag van die Here nog steeds, en dink maar aan ons Paastye, en dink aan ons, elke keer ons het spesiale dienste, en ons het soms predikers. Wie van julle het al ontvang uit 'n diens uit, en maandagoggend is die hel los? Wie het al genesing ontvang? Wie het al deurbraak gekry? Maandag val die vyand jou aan. Weet jy waarom? Hy wil jou getuienis steel, hy wil kyk hoe diep jou grond is. Want die son kom op, en hy verdor die vrug, wat jy gekry het, Sondag. Weet jy wat ek baie doen, as mense kom om te getuig, as hy klaar getuig het, of sy klaar getuig het, bidhuur of gewone diens, weet jy wat doen ek? Dan sê ek, kom ons word net stil, kom ons pleit net die bloed van Jesus, kom ons verseël daai getuienis, want die duiwel spesialiseer daarin om getuienisse aan te val. Hy doen dit. Hoekom? Want 'n getuienis staan teen hom. 'n Getuienis vertel van die grootheid en die glorie van God. Getuienis word gedoen om God te vereer en te verheerlik, en hy kom val jou getuienis aan. Daarom as jy getuienis het, maak seker en sê, Here, ek dank U vir my genesing, ek dank U vir my deurbraak, dank U vir die voorsiening. Ek pleit die bloed van Jesus oor dit wat U nou vir my gegee het. Ek verseël dit met die Heilige Gees. Here, ek bid dat die engele rondom my en my gesin sal plaas. Waarom? Want hierdie oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar daar's 'n oorlog met die bose magte in die lig wat jou wil aanval. Elke aanval op jou lewe is 'n aanval teen God, en daarom staan jy as 'n kryger van God, moet sterk staan in sy voorsiening en in sy getuienis in jou lewe, sodat jy kan verkondig Jesus leef. Baie mense kom en hulle sit in 'n diens soos vanoggend met notaboekies, woensdaande. Tannie hoef nie toe te hou nie, is regte ding. Tannie Martie voel so skuldig, sy bær hom sommer langs aan, sit op en neer. Nee, Tannie Martie. Nee, jy doen die regte ding. Weet jy waarom? Want môre, as die son opkom en die vyand wil hierdie diens by jou steel, dan maak jy net weer jou boekie oop en sê,
Daar staan geskrywe. Nie 'n slegte gewoonte om met 'n boekie en 'n pen in te kom om neer te skryf, elke belofte, elke profesie, elke woord wat vir jou uitgaan. Weet jy wat, skryf nie net die woord neer nie. Skryf sommer van die liedjies neer wat gesing word. Gaan herkou aan dit. Maak jou grond, laat die vrug dieper gaan. Dit gaan nie oor hoe vinnig die vrug opkom nie, dit is hoe lank jy dit kan hou in jou lewe. Hoe lank jy die versies kan gaan aan herkou. Hoe lank jy kan gaan lees. Baie mense stuur my na die boodskap, stuur net vir my weer daai versies. Ek doen dit met die grootste liefde. Weet jy waarom? Want ek wil hê jou grond moet dieper wees, die saad moet diep ingaan, wortels skiet jou lewe verander, dat ek en jy in oorwinning kan staan. Halleluja. Tannie Martie, sy het nou soos 'n stout dogtertjie gelyk. Weet jy wat die woord waarvan ek praat is nie net 'n woord wat sny om seer te maak, woord van bestrawing en vermaaning, wat sê Rita, klippe gooi boodskappe nie. Ek praat van die woord wat die Here hier is om jou te bemoedig, om ook vir jou profetiese woord en 'n belofte te gee, dat ons dit nie in kaste gaan bære nie. Want jy sien, ons vergeet hierdie dinge. Daar is al baie profetiese woorde en profetiese woorde oor my gespreek. En weet jy wat, ek vat daai woorde onbewustelik en ek sê baie dankie vir daai woord, ek waardeer dit. Awesome woord, baie dankie. En dan gaan bære ek dit in 'n kas. En weet jy wat het ek begin doen? Vir die afgelope 10 jaar, as iemand na my toe kom, en selfs voor dit, in die tyd wat ek by Kruiskyk betrokke was, as iemand na my toe kom en sê, ek het vir jou woord, ek het dit nou nog op my notes van my iPad, ek kan teruggaan tot in 2012, as iemand vir my 'n belofte gee, weet jy wat doen ek? Ek skryf dit neer, daai aand gaan ek op my notes, ek het dit vasgevang, elke belofte, gereeld, wanneer die vyand my kom aanval, wanneer hy wil my hande minderwaardig laat voel, wanneer hy jou aanval in jou bediening en aanval in die beloftes, weet jy wat ek doen? Ek gaan terug na my notepad toe en ek gaan haal uit en ek sê, Here, ek herinner U aan die belofte van 2012, 13 Augustus om 1:00 daai middag, het U gesê, ek gaan jou plant by waterstrome, ek sal jou laat groei, Here, ek staan op die beloftes, want U woord is ja en amen. Maar ons vergeet dit. Die vyand kom en hy laat die son opkom oor die beloftes, oor woorde wat moet ingaan in my en jou. Maar dis sy werk, want hy is mos die dief. Hy sal alles steel, tot saad, tot die woord, alles. Hy wil alles steel, dis sy natuur. Hy lieg en steel, dis sy CV. En weet jy wat, ek en jy is nodig, dat ons hierdie woord moet hoor om te sê, Here, ek gaan terug in die argiewe en ek gaan grou wat U vir my beloof het. Ek gaan daarop staan, want weet jy wat? Hy is nie 'n God dat hy sal lieg nie, sê hy in sy woord. Daarom is dit nodig vir my en jou om te staan op dit. Weet jy wat, nog 'n probleem is nie net die diepte van die grond nie, maar dit is ook die hardheid van die grond. Wanneer word grond hard? Dit is wanneer jy nie op dit werk nie. Wanneer jy grond net los. As jy nie in die lande werk nie, as jy nie 'n ploeg indruk nie, dis nie lank nie, dan is daai grond kliphard. Jy het nie eers 'n stamper nodig. Nee, jy los hom net, hy gaan net, die grond word net kliphard. Ons het bome hier uitgehaal, en as jy bome uithaal, dan gooi ons die grond. Daai bome, dit word so hard, dat die gras nie eers daar kan groei nie. Dan moet ons baie keer gaan, en dan, met die tuinmense, dan moet ons net die vurk indruk, en hom bietjie losmaak. Jy sien, grond word hard, as jy nie aan dit werk nie. En dan moet jy die vraag vra, maar hoekom moet ek 'n ploeg in my lande stuur? Ek dien al 30 jaar die Here. Dis hoekom jy so praat. Maar as jy die ploeg gereeld instuur, dan sal jy nie so houdingkie hê. Hoekom moet ek? Ek is lankal hier. Nee, weet jy wat, elke oomblik van die dag moet ek en jy die gesindheid van Christus openbaar. Ek en jy het nodig, maak nie saak hoe lank jy die Here dien nie, gereeld moet jy die ploeg in jou lande sit om te sê, Here, ek wil skoonmaak, ek wil uitmaak, ek wil losmaak. Waarom? Want Sondag na Sondag sê ons, maak oop jou hart. En jy so hard soos klip. Want jy stuur nie meer die ploeg in nie. Want jy sien, soms is my en jou grootste vyand, juist die feit dat ek en jy lank op die pad is. Ons raak in die mag van die gewoonte.
alles, ons het dit Woensdag aand ook gesê, alles raak vir ons amper 'n tweede natuur. Wanneer ons sê, kom ons steek ons hande op en ons maak die naam van die Here groot, dan steek ons net die hande op. Ek wil net pause vir 'n oomblik, ons maak die naam van die Here groot. Hy wat heilig is, die skepper van hemel en aarde, hy voor wie die 24 ouderlinge hulle krone gaan neersit. Hy wat met die woord gespreek het. Mense, wanneer ons sê, daar moet elke oomblik, wanneer ons praat van God, moet daar heilige respek wees. Jy kan nie net sommer sê, ek is Jesus, my mense is Jesus nie. Mag die Here jou help, laat ons begin besef die grootheid van God, die ydel gebruik van die naam van my koning Jesus, en laat ons al opstaan om te sê, hy is nie net die Jesus nie, hy is my Christus, seun van God, redder gesterf aan die kruis, heilig, 3 maal heilig. Dis my God, laat ons nooit in die mag van die gewoonte kom, dat ons maar net saam sing en woorde spreek nie. Nee, dit is wanneer ons, weet jy wat, ek moet dit met hartseer sê, en ek sê dit nie om te oordeel nie. Hierso is 'n paar pastore vanmôre, mense wat al lank op die pad is, ouderlinge. Ek dink julle sal saam met my stem, daar is soveel mense wat vandag in die huis van die Here sit, wat lank saam met jou die pad dien, wat so verlore is soos die wêreld daar buite, wat gewoonte godsdiens begin word het. Dit het 'n kulturele praktyk geword. In die huis van die Here, niks gaan meer in nie, niks verander meer nie. Ek het al baie met mense op die pad wat ons al gestap het, dat jou medebroer en suster langs jou sit, jy sal dit nooit kan sien en weet nie, maar binne is hy dood. En jy sal dit nooit weet nie. En hulle woon diens na diens by. Mag die Here ons help, laat ons nooit op 'n plek kom wat ek sê, Here, ek is te goed om 'n ploeg in my land in te sit, om te werk, om hierdie siel van my oop te breek, wanneer die woord uitgaan en sê, laat my woord ingang vind, then I will be ready. My land is omgeploeg, die saad kan maar val. Ek bid dit baie, ek bid dit gereeld, as ek bid, dan sê ek, Here, maak ons oop, dat hierdie saad sal ingang vind. Ek dink die grootste probleem is, en ek dink ons moet dit besef, ons moet dit vir mekaar sê, geestelike groei vind nie op meriete plaas nie. Ek sê dit weer, geestelike groei vind nie op meriete plaas nie. Dis nie hoe lank jy die Here dien nie, dis nie hoe lank jy hom ken nie. Dis hoe gereeld jy die ploeg in jou lande stuur, sodat God jou kan verander. Ons wil so graag sê, Here, werk met my, maar ons is kliphard. Ons is nie eers verhard oor iets wat gebeur het kwaad nie, ons is net hard uit gewoonte, want ons het lanklaas gewerk aan my siel. Waarom? Nee, want ek dien so lank al die Here, ek rook en drink en vloek nie. Is dit al wat jou uit die hemel uithou? Die boeresondes? Ek weet jy rook en drink en vloek nie, maar wat van die heidenheid en die haat en die jaloesie en die twis? 7 dinge van God haat. Daai bossies moet jy uittrek, dan nie? Daai bossies moet jy uithaal, jy gaan 'n virkie moet indruk. Wat sê sonnaskoolietjie? Trek hulle uit. Gooi hulle weg. Al die klein hasies in die koringland. Nee, ek het nie nodig. Nee, ek is lank al op die pad. Dis juis ons probleem. Ons dien die Here op meriete, en ek sê nie jy wat voor my sit nie, maar ek glo hierdie woord is vir iemand vandag, wat die Here jou vra, wanneer laas het jy toegelaat dat die boodskap, die profesie, die liede, dit wat gespreek is, wanneer het jy toegelaat dat dit bietjie by jou ingang vind? Nee, ons vat ons die boodskap en ons paas hom vir die een wat langs my sit. I am holy. I believe a great word, Willie, but that's not for me. It's for this lad next to me. Ag, sies tog. Ek sê ag, sies tog vir die wat verhard is, vir die lewende woord van God, want jy mis so baie uit. Ons mis so baie uit. En as ek vir jou sê, sies tog, ek praat nie met hierdie gemeente nie, dis net vir streaming,
vir mense wat in baie ver van hier af is. Ek bedoel, ons gaan dieper met die Here. Ons het nie, ek bring hierdie boodskap, laat jy dit vir iemand kan bring, want ek sien julle raak baie aanvallig met julle gesigte. Nee, ek mik nie hierdie boodskap op jou nie. Hierdie is vir iemand anders, mos. Kliphard. Gereeld moet jy jou land besoek, gereeld moet jy gaan, jy moet hom besproei, dat die water van die Heilige Gees, waar staan dit? Hosea 10 vers 12 sê hy dit. Hy praat juist met my en jou, mense, en ek sluit myself by hierdie boodskap in. Ja, ek preek vir jou, maar ek preek eerste vir myself. Elke boodskap wat ek bring, kry ek eerste pak sla daar agter, ek kom vertel net hier hoe seer dit was vir my. En dan kan jy assosieer met my, maar ek leer na 10 jaar nog elke dag by die Here. Elke dag is ek in sy woord, elke dag bring hy my nader en dieper met hom. Elke dag studeer ek, mag God my help dat ek nooit 'n boodskap van die internet aftrek nie. Mag die Here my help dat ek nooit 'n boodskap uit die argiewe gaan haal van 10 jaar terug en 12 jaar terug nie. Ek dank die Here, ek het dit nog nie gedoen nie. Ek dank die Here nog steeds, was hy getrou vir 10 jaar elke Sondag, wanneer ek 'n woord moes gebring het, was dit 'n vars woord uit die troon van die Here, sodat ek kan weet dit wat ek kry is vir daai gehoor, vir daai mense, want die Gees van God lei my. En daarom is dit nodig, ek moet gereeld die grafie indruk. Ek is nogal 'n diplomatische mens, want ek kom uit 'n pastoriehuis, ons is geleer om reg te praat, nie moet die mense se gevoelens seermaak nie. So glo vir my, hierdie boodskap wat ek vir jou gee, is al klaar gesugarcoat, jy weet dit nie. Hy was rof daar binne. Partykeer kom ek in die huis ingeloop nadat ek afgesonder het, dan gee Jackie my een kyk en sy sê, "O." Dan sien sy die blou kolle en die bloed het geloop. Weet jy waarom? Ons kan nie op 'n plek kom wat ons geestelike hoogmoed bereik en wat ek en jy nie meer kan, die ploeg. Kyk wat sê in Hosea 10, hy sê, "Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met liefde, braak vir julle 'n braakland." En die wat nie mooi Afrikaans verstaan nie, maar hierdie is hoog Afrikaans, Ali. Jy moet nie hierdie verkeerd verstaan nie, Tom, anders gaan hierdie vir jou baie lelike versie wees. Hierdie braak is 'n ander braak, hoor. Kom ek lees dit vir jou in Engels, Ali. Die Amplified sê, "Break up your uncultivated grounds, says the Lord." Braak vir jou 'n braakland beteken dat ek en jy moet aangaan en daai uncultivated ground, die grond wat nog nie gebreek is nie, breek dit op. Sit die ploeg in, maak oop en braak vir jou 'n braakland, want dit is tyd om op te hou kerk te speel, sê die Here, om die Here te soek. Ons moet ophou kerk speel, ons moet ophou, dis nie meer, nou sê die Here, die tyd is nou, julle moet my soek, terwyl ek nog te vind is. Totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Die Amplified sê, "Break up your uncultivated ground, for it's time to seek and search diligently for the Lord, until he comes to rain down righteousness and his gift of salvation." Mense, ons moet altyd waak dat ons by 'n diens instap en uitstap en niks ontvang het nie. Ek wil vir jou sê, as ons uitstap en jy het niks ontvang nie, jy kan miskien sê, ek het my boodskap misgevat vandag, maar ek kan nie my boodskap misvat, die profesie misprofeteer, die bedieningsspan misbedien, en almal misbedien, en net jy is reg, en stap uit, en sê, weet jy wat, ek kry niks nie. Die Here kom vanmôre, en hy sê, braak vir jou 'n braakland, stuur daai ploeg in, al is daar net een woord, een liedjie, sal dit vir jou ingang vind. Ek het al baie keer mense gehad wat na my toe kom en sê vir my, "Willie, weet jy, Sondag se woord was omdat jy het iets gesê, jy het net daai een sinnetjie gesê, en dit het my lewe verander." Ek sê, "Dude, plus jy my gesê, dan het ek nie so papnat gesweet nie, want ek net daai woordjie gesê, en dan het ons huis toe gegaan."
Nou laat jy my sweet vir 1 uur, vir 3 ure daar agter vir 'n naweek ingestel. Ek kyk nie rugby nie, ek sonder my af en 1 woordjie tref jou, maar prys die Here. Weet jy wat, as 1 woordjie jou lewe verander, ek spot nou, wil ek vir jou sê, was daar nog steeds by jou 'n braaklande, mag daar meer 1 woordjies wees, maar laat ons uitstap veranderde mense, en laat die woord van God dieper in my en jou lewe gaan. Want ons moet verander. Is dit dieper met God, of is sy woord dieper met ons? Weet jy, behalwe die dieptheid in die hartheid, kom ek by die laaste probleem, en ek is so te sê klaar met die boodskap, maar ek het nog so 1 of 2 versies, en ek wil hê, jy moet mooi luister, ek kom by die laaste gedeelte. Behalwe die dieptheid in die hartheid, is daar nog 'n probleem, die oneffektiwiteit van die woord. Die oneffektiwiteit van die woord, met ander woorde, jy hoor dit, en ek het dit nou gesê, die woord, hy gaan nie net eers in, en hy kry bietjie vrug nie, en dis nie eers dat hy net op die hartheid, weet jy wat, hy val sommer langs die pad, alhoewel jy dit nie vir iemand sal sê nie, dink jy by jouself, ag, daai is vir die voëls. En wat doen die voëls? Hulle pik dit op, Benny. Markus 7:13. Hy sê, so maak julle die woord kragteloos van God. Julle, ek en jy. Ons maak die woord van God kragteloos. Wil jy, kan ons dit doen? Ja, jy kan. Deur jou eie oorlewering. Wat julle bewaar het. Die Engelse Bybel sê, because of your tradition which you have handed down. Partykeer, ag nee, maar dit is nie hoe dit werk nie. Ek het my eie opinie en daar, weet jy wat, soms wil die Here juis met jou praat oor 'n stukkie harde land en hy sê, maak oop want ek wil dieper gaan in jou. Maar die woord sê, so maak jy die woord van God kragteloos. Hoe? Deur jou eie oortuiging. Mag die Here ons help, ek het 'n rukkie terug gesê, baie van ons bou ons verhouding met die Here gebaseer op wat hulle sê. Hulle opinie, hulle tradisie, nie hulle sê, dis hoe jy dit moet doen. Dis soos hulle en die woord mos, nie een van hulle betekenings nie. Jy kan dit nie definieer nie. Die lewende woord van God, hierin vasgevang die onfeilbare woord. Die lewende woord van God kom profeties deur sy gesand. Die lewende woord van God kom deur die skrif. Die lewende woord van God kom op verskeie maniere. Die vraag is vanmôre, is jy oop vir dit? Die vraag is vanmôre, hoe diep gaan hierdie woorde in? Hoe lank verander dit jou lewe? Hou dit net tot maandag. Weet jy wat, Dawid was 'n man na God se hart. Hy was seker van die persoon wat die grootste CV in die wêreld het. Die meeste mense in die wêreld ken vir Dawid. Dawid was immers in die voorvaderlyn van Jesus Christus, want uit hom uit is Christus gebore. Hy was die koning, hy was 'n vegter. Weet jy, as daar iemand is wat kan roem, is dit nogal Dawid, want die hele wêreld ken vir Dawid. Daar's tot 'n ster na hom vernoem. En Dawid, so belangrike persoon as wat hy was, het hy hom nie hoër geag as die woord van God nie. Weet jy hoe geestelik hoogmoedig is ek en jy dan, as ons toelaat dat die woord langs die pad val en die voëls dit kom opeet, want my oortuiging in my is sterker. Maar Dawid kom in teenstelling met my en jou, wat ons eie oortuigings en tradisies en dinge glo, wat ons maar geleer het met oorlewering, kom Dawid en hy sê, ek het u woord in my hart gebêre. Ek, Dawid, het die woord in my hart gebêre, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Ek het die woord hier diep binne gebêre, dat dit nie daar lê en deur die voëls opgeëet word nie. Nee, ek het die woord in my hart gesit en die vraag is, dieper met God vanmôre. Ja, dieper met God, maar die Here kom vanmôre en hy sê, nee, wow, bietjie, ek wil eers dieper in jou gaan. Ek wil afsluit met Hebreërs 4:12. Want die woord van God is lewendig, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, wat indring deur tot die skeiding van die siel en die gees. Weet jy hoe diep sny die woord? Ek vra jou vanmôre, laat jy toe dat die woord so diep sny in jou? Blok jy hom?
as dit begin seer maak, as dit begin seer is, as dit begin dieper gaan, raak ons hart, laat ons die woord langs die pad val, nee, dis nie vir my nie, begin ons die Here dien op ons meriete, laat ons hierdie dinge toe, die Here kom vanmôre en hy sê, as ek sê, maak oop, ek wil ingang en met jou maaltyd hou, dan bedoel ek, jy moet oopmaak. En die Here kom vanmôre en hy sê, daar's beloftes in jou lewe, daar's veel meer dinge groter as net wat jy sien as reprimanding. No, it's not just about reprimanding, it's about the promises of God. Wat wil ingang vind, daar's dinge wat moet gebeur in jou lewe, maar jy sien, jy kan nie net toelaat, laat een saad ingaan en die ander saad uithaal. Hoe diep laat jy vanmôre toe, laat die woord van die Here, nie vanmôre nie, hoe diep laat jy toe oor die algemeen? As jy 'n boodskap kyk en iemand stuur vir jou boodskap, in 'n huis self, waar jy ook al die woord van die Here mag hoor, hoe oop is jy, laat die Gees van God, laat sy woord toegelaat word, diepte kry. Jy moet dit so diep laat gaan, laat dit inbring tot daar waar daar skeiding is tussen siel en gees, tussen gewrigte en murg. Eina. Hy is 'n beoordelaar van die oorlegging van die gedagtes van jou hart. Weet jy wat? Vanmôre net voordat ek diens toe kom, stuur Ivan, soos wat julle weet, Ivan hulle is daar in Brits, en hy stuur vir my 'n boodskap, en net voordat ek kerk toe kom, lees ek gou sy WhatsApp, en Ivan stuur vir my woord, hy sê, Willie, ek weet nie vir wie is hierdie woord nie, maar noem dit asseblief net vir iemand, en die woord van die Here is as volg. Die Here sê vanmôre vir iemand in hierdie, en hy weet nie waaroor ons vanmôre praat nie, en hy stuur vir my, ek sal vir jou die boodskap wys na diens, as jy wil kom kyk, hy sê vir my die volgende woorde, die Here sê vanmôre, nou moet jy onthou, profeties het die woord van die Here dit al 2 keer gesê, en die 3de keer het hy dit bevestig, en die woord van die Here sê vanmôre, hy sê, die wat vanmôre die woord van die Here gaan vat, dat dit ingang sal vind en syne maak, die Here sê, jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, en jy sal die vrug gee. Vrug wat nie net tot môre gaan hou nie, vrug wat jou lewe gaan verander. As jy vanmôre sal toelaat dat die woord van die Here ingang vind, net daar waar jy nou is, wil jy nie jou hand opsteek en sê, Here, ek kom staan voor U. Kom ondersoek my om te kyk waar my grond hard geword het, waarvan die boodskappe en die beloftes langs die pad lê. Here, ek kom vanmôre en ek bid, kom vanmôre en sny en opereer, maak oop in my lewe, Here. Ek wil dieper met U gaan, maar vanmôre kom ek en ek sê, Here, ek gaan toelaat, laat U woord dieper in my val. Van nou af gaan ek 'n besluit neem, elke woord, elke profesie, elke belofte oor my lewe. I'm gonna soak it in, I'm gonna write it down. Ek gaan eet aan dit, ek gaan dit bestudeer. Elke belofte, elke woord wat myne is. Here, ek gaan dit vat, ek gaan begin ernstig wees met U. Here, Lord, I'm gonna break up this uncultivated ground. Sodat die reën van die Heilige Gees, terwyl hulle hierdie liedjie gaan sing, ek wil nie hê jy moet net opstaan uit gewoonte nie. Nee, bly jy net daar sit en laat die Gees van die Here met jou werk vanmôre. Maar jy kan nie sing vanmôre, Lord, let it rain and open the floodgates. If you haven't had the time to break up the uncultivated ground. As jy nog nie jou braakland en jou grond voorberei het nie, as jou ploeg nie ingestuur is nie, kan jy nie vanmôre hierdie lied sing nie, want hierdie waters gaan val op 'n harde, dor land. Dit gaan wegvloei en niks vir jou siel beteken nie. Maar as jy vanmôre sê, Here, breek hierdie harde willie oop. Vat 'n hamer en breek hierdie hart. Maak my oop vanmôre, Here. Ek sit my trots. Ek sit my hoogmoed. Ek sit my selfregverdiging op die offeraltaar en ek sê, Here, maak my oop. Want ek wil vanmôre sing, Here, laat dit reën in my lewe. Laat daardie vloed oor my lewe kom en laat dit ingang in my hart. O, Here, laat dit die grond versag. Laat ek diep vrug sal dra. As dit jou gebed is, ons gaan hierdie liedjie sing. En ek gaan jou toelaat, laat jy vir die volgende paar oomblikke met die Here praat.
Maar as jy op 'n punt kom wat jy sê, Here, breek oop. I'm ready, God, to send the rain. Then and only then you must stand up and say, Lord, I'm ready to send the rain. Lord, I'm ready to break up this uncultivated ground. Lord, I'm ready. Ek sit myself op die altaar. Ek maak myself oop. Net daar waar jy nou is. Gees van die Here, kom en hy deel. Hy wil ingang vind in jou hart. Gaan jy hom toelaat vanmôre? Hallelujah. Thank you, Jesus. Dankie dat U nou die grond oopbreek, Here. Here, ons is gereed vir die reën. Here, ek breek, ek berei my grond voor. Come, Holy Spirit. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Miskien vanmôre wil jy doen ek dit. Hoe maak ek hierdie groot? Dit is so maklik. Soos wat die Here wat in sy woord kom om te sê, kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Die wat vir my oopmaak, ek sal ingang en ek sal met jou maaltyd voer. Jy het vanmôre nie 'n proses nodig. Jy het vanmôre 'n besluit nodig om te sê, Here, ek maak my deur vir U oop sodat U kan inkom. Ek maak my land vir U oop, laat die slaap kan ingaan. Die Here kom vanmôre en hy sê, ek staan by jou deur en ek klop. Ek wil inkom en met jou maaltyd hou. Jy sien, jy sit met daai besluit om te sê, Here, gaan ek oopmaak. Niemand kan dit forceer nie. Jy sit met daai besluit om te sê, Here, ek maak oop dat U in my hart kom praat, dieper in my hart, dieper in my siel. Dit kos een besluit vanmôre. As jy vanmôre daai besluit wil neem, staan op saam met ons en sing hierdie lied en sê, Here, ek kom vanmôre en ek sê vir U, Here, ek maak my hartsdeur oop. Ek maak my grondgebied oop. Here, now I'm ready for the rain. If you open up the floodgates, it will not just flow away. No, Lord, my heart is open. I've got uncultivated ground that's been opened up and is ready for the seeds of God and for the promises and for the prophecies to be fulfilled in my life. And God says, I want to send the rain. Will you open up for me? God is getrou, hy gaan sy beloftes nakom en hy stuur die reën vanmôre. Daar waar jy nou staan, sê, Here, ek is reg. Ek maak die deure oop. Ek maak my land oop, Here. Maak daai hekke oop. Here, laat die vloed kom. Laat die water kom en wegwas all the impurities, Lord Jesus. Let it rain. Let it rain. Laat die reën van die Heilige Gees vanmôre in jou ingaan. Laat dit vrug dra. In the name of Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As jy vanmôre hier staan, almal se oë is gesluit. Ek vra almal ons oë sluit. Uit respek. Miskien staan jy vanmôre en sê, Willie, ek sukkel vanmôre en my lewe het hard geword. Nie omdat daar iets spesifiek gebeur het nie, ek het net lanklaas het ek net bietjie tuinwerk gedoen in my lande, lanklaas die ploeg ingestuur, lanklaas die woord laat sny. Ek het 'n gewoonte Christen miskien geword, of Miskien het jy nog nooit eers jou hart vir die Here gegee nie, hoe dit ook al sy. Die Here het vanmôre 3 keer sy woord bevestig om te sê, wil jy nie oopmaak vir my dat ek kan inkom? As jy hier is vanmôre en ek waarborg jou, niemand kyk rond nie, almal se oë is gesluit. Wil jy jou hand opsteek, dan gaan ek vir jou bid, dat die Here vanmôre jou sal help. Miskien het dinge gebeur in jou lewe, I don't know, miskien het daar niks gebeur nie, dit was net bietjie nalatenskap. Hoe dit ook al sê, jy ervaar in jou lewe, dat niks gaan meer in nie, geen woord kan jou meer bemoedig nie, niks werk vir jou nie, jy voel hard, dit voel net vir jou, asof daar ongelukkigheid is. Die Here sê, ek is vanmôre hier, and I want to help you to break up your uncultivated ground. As jy vanmôre daardie gebed nodig het, wil jy nie jou hand uitsteek nie, ek wil saam met jou bid. Here, soos wat daar hande reg oor hierdie gehoor opgaan, bid ek dat U nou sal deurbeweeg deur die Heilige Gees. Here, omdat hulle die wil het vanmôre, omdat hulle die knop van daardie deur gedraai het U gesê, dit is al wat nodig is, die res sal U doen. Here, ek kyk oor 'n gehoor wat sy hande opgesteek is, wat vanmôre die knop gedraai het van hulle hartsdeur om te sê, Here, kom in. Ek bid nou, Here, met die krag van die Heilige Gees. I pray, God, that you will kick that door open, that you will break up the uncultivated ground. Here, laat U sal instuur die ploeë in ons lewe. Here, laat ons sal opbringe. Here, laat ons daai land sal bewerke. Here, saai die saad, stuur die water. Ons wag vir 'n oes, Here, in ons lewens, in ons harte. Ek bid vir elke man en vrou, dat die krag van die Heilige Gees nou sal deurbeweeg in elke hand wat opgesteek is, elke siel wat oopgemaak is, om te sê, come Holy Spirit, come live inside of me. Here, betree nou elke man en vroue, raak nou dat die salwing nou deurnale op hierdie geboue, laat tonge van vuur sal sit op hierdie plek, Here, in ons harte, in ons lewens. Lord, break up this uncultivated ground. Haal hierdie hart van klip uit my uit. Here, kom en doen vandag daardie operasie waarvoor ons so lank gewag het. Verander lewens, verander harte. Here, en nou met elke hart wat oop is, deur die Heilige Gees bewerk, bid ek dat die soete stil waters, reënwaters van die Heilige Gees nou sal deur. Here, kom en maak ons sag. Laat die woord sal ingang vind. Laat die Heilige Gees kan begin werk, harte, lewens verander. Here, soos die sagte reën nou begin neerdal, Here, soos die vroeë lente reëns, Here, begin daardie land sag word. Die sag. Here, die grond word al hoe sagter.
Die reën begin afdaal, Here. Daardie harde klip, Here, word sag. Die grond is vrugbaar. Die grond is nou gereed vir die saad om in te beweeg. O, Here, laat die ontkieming plaasvind. Laat die seëninge kom, Here. Maak nou die hekke en die hekke van die hemele oop, Here. Dat hierdie vloed sal neerkom tot ons, Here. In the name of Jesus, so shall it be in every life, in every heart that believes and invite Christ in your life. Hallelujah. Hallelujah. Rabbi Yesu, Lorobo Yenda, Rabbi Yesu. Thank you, Jesus. Rabbi Yesu. Yenda, Rabbi Yesu, Lorobo Yenda, Rabbi Yesu. Open the floodgates of heaven and let it rain. Oh, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Ons gee vir die Here 'n lofoffer. Thank you, Jesus. Wil jy nie vir die Here dankie sê vir 'n nuwe lewe, 'n nuwe oes, 'n nuwe seisoen wat voorlê nie? Laat dit die gebed van elkeen van ons se harte wees vanmôre. Dat woorde, leringe, inspirasie, profeseë, woorde van wysheid, Here, dat ons absoluut alles sal soos 'n kind. Ons sê altyd 'n kind is soos 'n spons, hy neem alles op. Miskien moet ek en jy soos 'n spons begin word om alles op te neem, elke belofte soos 'n kind te ontvang en te vat. Laat dit ons lewe sal verander. Oeg, Here. Ka Yesu to bondorubo yesit. Here be Yesu to bondorubo yes. Indere be yesit ala. Orubo Yesu. Ka Yesu to. Orubo Yesu. Yes, you do. Sit up. In the Rabbi, yes. Rabbi, yes. Yes, you do. In the Rabbi, yes, you do. Rabbi, yes, in the Rios, Rabbi, yes, in the Rabbi, yes, hoe gaan jy dieper? Hoe sink 'n boot vinniger? Jy laat meer water toe aan die binnekant. As jy 'n boot nou wil laat vinnig sink, laat hy meer water binne kry. En dit is juist wat ek en jy moet doen, nie net om te sê Here dieper met U nie, maar U woord dieper in my. Meer van die woord in my. Meer van God se beloftes, meer van dit wat hy met my wil deel. Dat ek sal sê Here, kom woon, kom Lord, come and flood this boat of mine. Here, laat ek vinniger sal sink in die dieptes van die glorie, van die liefde. Maar dan ons nodig om God toe te laat, net daar waar jy nou staan. Wil jy nie net jou oë sluit nie. Hier waarmee ons mee gaan afsluit, sê Here, ek het nou die besluit geneem. Here, ons kom na U toe vanmôre en ons het hierdie besluit geneem om te sê, Here, ons stuur 'n bietjie werk in ons lande in. Here, help ons dat ons dieper sal ploeg. Nie net laat die vrug sal dra tot môre as die son opkom nie. Here, nee, ek wil dieper ploeg. Ek wil dieper oopmaak. Ek wil laat die saad van die Heilige Gees dieper val, dieper sny. Here, dat wanneer my vrug opkom, Here, dat dit sterk sal staan met wind en weer. En ek bid, Here, dat hierdie grond wat ek nou gebid het, dat U dit sal oopmaak, Here.
kom en laat die saad en die Heilige Gees water my sal binnendring en my vernuwe, nuwe mens sal maak. Here, elke woord wat ek hierdie week sal inneem, laat ek die woord dieper in my hart sal plaas, soos Dawid sê, laat ek die woord in my hart plaas, sodat ek teen U nie sal sondig nie. Here, ek wil leef en eet van die woord. Ek wil van die brood lewe, Here, ek wil van die water drink in die naam van Jesus. Here, my gebed is dat U die woord sal seën saam met elke man en vrou. Dat dit inderdaad dieper sal gaan soos wat ons altyd bid, maar ons sê dit vanmôre met 'n nuwe visie, nuwe begrip, dat dit ons lewe sal verander. Vir hierdie week wat voorlê, hierdie jaar wat voorlê, dieper met U, U woord dieper met ons. Here, gaan saam met ons elke oomblik van die dag. Bewaar ons 'n laar van engele rondom ons. Seën en bewaar ons waar ons mag beweeg, laat die bloed oor ons sal wees. Ons en ons kinders, laat die seën en dat God sy aangesig oor ons sal verhef. Elke een wat nou hierdie gebed sal hoor, dat God sy aangesig oor jou gaan verhef. Hy sal jou vrede gee, hy sal sy lig oor jou laat skyn. God sal jou behoed en God sal jou bewaar. Hy sal voor jou uitgaan, hy sal vir jou 'n God wees en jy sal vir hom 'n kind wees. Gaan in die vrede van die Here in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Halleluja. Thank you Jesus. Gaan in die vrede van die Here. Amen.